Wynand de Tooy het vandag tydens 'n nuuskonferensie in Kaapstad die eerste keer sedert sy dramatiese vrylating die sluier gelig oor wat hy deurgemaak het tydens die 27 maande wat hy in 'n Angolese tronk deurgebring het. Majoor de Tooy, wat op die oog af gesond lyk na die suksesvolle operasie waar tydens 'n staalpen uit sy arm verwyder is, het die nuuskonferensie by die 2 militêre hospitaal in Wynberg, Kaapstad, met 'n nuwe bril en al bygewoon. Seker meer aangedoen dat hulle fisies gemaak. Nee, ek sal nie sê hulle het my fisies dieet aangedoen nie. Jy moet verstaan dat daar binne alle proses van gevangenneming fases is. Die fase tydens gevangenneming self, tot die tyd waar jy die hoë HK vind, is die behandeling baie hoog. Dit is met die taal wat ons gebruik daarvoor en daar is 'n bietjie pyn en dinge wat daarmee gepaard gaan, maar ek wil nie in detail in hierdie verband ingaan nie. Dit sou nie korrek wees nie. Wat het jy geëet? Wat het jy in die oggend, middag en aand geëet en hoeveel van alles? Was jy honger? Ek stel dit so, ek het 3 maaltye 'n dag gekry. Maaltydjies, maar ek het geëet. Ek het genoeg geëet om te lewe. En ek was tevrede wat die kos aanbetref, ja. Wat was het van? Of wat het jy geëet? Rys en boontjies. Ja, daar is ander dinge ook by, maar basies so 'n paar. Het jy kans gekry om 'n bietjie oefening te doen? Nee, daar was nie spasie daarvoor gewees. Het jou mense wat jou opgepas het met jou gesels, was hulle vriendelik? Nee, hulle is nie toegelaat om met my te praat nie, en indien hulle met my sou praat, en in 'n vriendelike verband met my begin kom, dan is dit van my weggeneem. Wat het jy die meeste gemis as jy daar gesit het? Waar het jy gedink die hele tyd? Engels companionship, geselskap. Ek het geen geselskap gehad nie. Ek is basies daar gehou vir die 2 jaar en 3 maande in solitary confinement, alleen. Daar was nie ander gevangenes met my nie. Ek is nie met ander gevangenes in aanraking gebring nie. Niemand het my besoek nie ensovoorts. Ek verstaan ongeveer 50% Portugees, ja. Die kon hierdie volk basis. Ja. En is dit daar waar jy van die vrylating kennis geneem het? Dis korrek. Die natuurlik vir julle so stel, hulle het vir my niks gegee nie. Hy het ek miskien waarmee ek geskryf het, my Bybel wat ek gehad het, my boeke wat ek gekry het ensovoorts, het alles gekom van Suid-Afrika wat Lona vir my gebring het met God. Is jy gelowig? Het jy gebid? Het dit u gehelp? Ja, ek is gelowig, ek glo in Jesus Christus en ek glo dat as dit nie vir hom was nie, dan sou ek dit nie gemaak het, vreeslik dit gemaak het. Ek het Bybel gehad. My vrou het vir my baie houtstukkies gestuur, Bybelstukke, wat my dan nog meer gehelp het. En jy het gekry van haar af, hulle het dit nie gestop die dag? Nee, hulle het dit vir my gegee. So jy het boeke geskryf in die tronk. Wat het jy gemaak met daai drukmasjien by? Ek het boeke geskryf. Ek kan jou nie daar baie snaakse boeke in die tronk skryf nie. Jy weet, dit moet ook deur die pers gaan. Deur die essensielskap, ongeleesde essensielskap gaan. Maar ek het 2 boeke geskrywe wat so 'n bietjie romanse in dit. Majoor de Tooy se vrou Lona en hul 5-jarige seun Klippie was ook vandag teenwoordig toe hy uit die hospitaal ontslaan is. Mevrou de Tooy, wat haar man met 'n ruiker ingewag het, en Majoor de Tooy sal binnekort saam met hulle seun met vakansie vertrek. 'n Onbekende weldoener het na Majoor de Tooy se vrylating aangebied om vir die gesin se vakansie te betaal. Die leier van die Russiese KGB, meneer Viktor Chebrikov, het vandag in Moskou gesê hervormingsplanne in die Sowjetunie word deur die Weste ondermyn. Meneer Chebrikov het gepraat gedurende die 110de herdenking van die verjaardag van Felix Terminsky, die stigter van die Cheka, waar die KGB vooraf gegaan het. Hy het gesê die Weste maak misbruik van gebeure soos die opstande in Kazakhstan en betogings deur Baltiese en Tartaarse nasionaliste. Meneer Chebrikov het Westerse inligtingsdienste daarvan beskuldig dat hulle deur middel van die aanwakkering van nasionalisme en die menseregte
vraagstuk deur Mikhail Gorbachev se hervormingspogings in die wielery. Westerse waarnemers wys daarop dat die hervormingsaksie in die Sowjetunie toenemend met onrus gepaard gaan. Die 4 insittendes van 'n Suid-Afrikaanse privaat vliegtuig wat 'n noodlanding in die suide van Zambië moes uitvoer, is deur die Suid-Afrikaanse lugmag opgespoor en na Katima Mulilo in Caprivi gebring. Die vliegtuig is gister as vermis aangegee nadat die vlieënier aangedui het dat sy brandstof opgeraak het. Die vliegtuig en sy insittendes is ongeveer 50 km noordoos van die Zambiese dorp Umishu opgespoor. Die vlieënier, meneer Glenn Geyser, en die ander insittendes, meneer Arthur Schiebler, meneer Mani Mostert en meneer Herman Botha, wat aan 'n versekeringsmaatskappy in Suidwes-Afrika verbonde is na 'n reddingsvlug deur die Suid-Afrikaanse lugmag na veiligheid gebring. Die minister van Buitelandse Sake, meneer Pakbotha, het in reaksie op beswaar deur Zambië gesê dat die reddingsaksie deur die lugmag uitsluitlik daarop gemik was om die insittendes van die vliegtuig, wat toe reeds 24 uur lank vermis was, te help. Die bekende renpaard Main Man is vanmiddag in Germiston vir die rekordbedrag van R1 miljoen verkoop. Dit is die hoogste bedrag wat nog in Suid-Afrika vir 'n perd wat in wedrenne hardloop betaal is. Main Man het in 11 wedrenne gehardloop, waarvan hy 6 gewen het. Hy het meer as R400.000 aan wedgeld vir sy eienaars verdien. Die jongste wedloop wat hy gewen het was die Mainstay wedloop met 'n prysgeld van R300.000 toe hy Modelman en Bush Telegraph geklop het. Main Man is aan 'n Suid-Afrikaanse syndikaat wat uit 4 lede bestaan verkoop. Kom ons kyk na die laaste oomblikke van die veiling. 900,000, he says 925. At 925, he says 925.50 bid. Have the bid one now, sir. At 950 now, little one if you want to come in. At 975. At 975, 1 million bid. A million now, sir. Done and finished here. And thank you for the help. At 1 million and... De Wêreldvisie van Suid-Afrika se jaarlikse 40-uur fondsinsameling vir die bekamping van hongersnood het 8 uur vanaand begin. Vanjaar gaan 65.000 mense landwyd poog om meer as R1 miljoen in te samel in 'n unieke projek wat 12 uur Sondagmiddag eindig. Deur die jare was die klem altyd op 'n hongerstaking. Elke jaar het duisende 4 maaltye oorgeslaan, terwyl ander hulle geborg het. Vanjaar gaan daar weer diegene wees wat honger ly, maar daar's 'n klemverskywing. Die verskillende aktiwiteite wat vanjaar aangepak gaan word, gaan vir duisende 'n naweek van pure plesier inhou. 'n Suid-Afrikaanse Shotokan Karate internasionale groep gaan in afwisselende groepe hulle styl vertoon. En in Johannesburg gaan 'n groep van heel brave straatkinders speel